Hartlik welkom van my kant. Maurice het vroeër gesê toe begin het dat die revue in die gang is. Ek dink dit is die waarheid, maar is net die halwe waarheid. Die volle waarheid is ek kom agter, julle is te bang om voor te kom sit. Nou kom ek nou maar nader aan julle. Dit is die volle waarheid. Ek het onlangs 'n fliek gesien, 'n program gesien op TV waar die persoon in die tempel instap en in die confession booth inloop en dan daar gaan sit en ons dit is nou tipies die katholieke verwysing waar die persoon gaan sit en gaan sê, for Father, I have sinned and it's been a month since my last confession. En ek wonder vir myself, as dit kom by die belydenis, ons belydenis, of die goed in ons lewens wat ons bely, is dit om God te herinner, wat hy nie weet nie? Ek dink daar is 'n groter krag in daai, en baie keer dan wys ons vingers, maar ek dink daar is 'n baie groter krag in daai, en dit is natuurlik, dat dit vir my die geleentheid gee, om eerlik te wees met myself. Ek dink God weet, hy weet van alles wat gebeur in ons lewens. Ek wil ons tydjie saam vandag afskop met hierdie stelling. Ek weet dit is 'n algemene stelling, dalk is dit 'n subjektiewe een, maar ek wil hom afskop. Kan julle my PowerPoint daar opsit asseblief? Ek dink daar's hy. Ek los daai by jou en jy kan self besluit of jy saam met daai stem. Ek dink dit is baie makliker om eerlik te wees met God as wat dit is om eerlik te wees met myself. Kyk, ou kan niks wegsteek van God nie. Hallo? Ons weet dit, nê. Maar ek kan baie wegsteek van myself. Ek kan kies om seker goed in my lewe te ignoreer. Ek kan kies om nie meer en dieper te ontdek nie. Ek kan kies om goed uit te blok. Ek kan kies om voor te gee. As jy met my vrou praat, ek kan 'n gou-gou storieetjie vertel, sy is nie hier nie, sy is nog daar agter by ons kleinkind. As jy met Madeleine praat en jy vra vir haar, was jy al ooit lelik geweest met Jules? Dan sê sy dadelik sê, nog nooit nie. Sy blok dit uit. Asof dit nog nooit gebeur het nie. Sy blok dit uit. Ek dink dit gebeur makliker as wat ons besef. Om regtig eerlik met ons te wees, self te wees. En ek dink nie dis 'n nuwe probleem nie. Ek dink dit is 'n oue probleem. Jy ken hierdie bekende skrifgedeelte. Ek vat jou sommer dadelik na Dawid se lewe toe. Jy ken daai skrifgedeelte. Hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Hy sê, kom ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Vir wat ook al rede, is daar goed in Dawid se lewe, wat hy nie raak sien nie. Tot so mate dat hy God se hulp inroep, dat God hom sal help en hom sal wys wat daai goed is. Dit kan 'n blind spot wees, dit kan dalk van dit 'n plek wees, dat dit is regtig nie iets wat hy self kan identifiseer in daai stadium van sy lewe nie. Dalk is dit 'n ding van ek kan nie, dalk is dit 'n ding van ek wil nie, wat ook al die rede is. Ek dink, dit verg partykeer meer as wat ons besef, om eerlik te wees met onsself. Is jy gereed, saam met my, vir die volgende 4 weke, om so 'n bietjie eerlik met jouself te wees? Is jy saam met my bereid in die volgende reeks van woordbediening, om net jou lewe te kom oopmaak, en regtig te kom kyk, wat dit dalk binne in jou menswees is, wat nie heel is nie, wat nie gesond is nie. Ek meen, jy sal saam met my stem, dat vir ons om ons lewens uit te giet, ons is nog steeds besig met ons jaartema, we have been marked by His glory, but we will be known by His love. Ons wyk nie af van dit nie, ons vat hom uit verskillende hoeke die hele jaar. Maar jy sal saam met my stem, dat
dat daar goeters is in ons lewens partykeer wat ons weens omstandighede, weens insecurities, wat ook al dalk 'n doelbewuste besluit is, wat ook al die rede is, wat ons kies net om mis te kyk. En ons is bereid om voor te gee. Dit is vir ons makliker om 'n masker te dra. My vraag wat ek nou gevra het, wat ek nou wil toe teruggaan is, hoe giet ek my lewe uit vir ander? Hoe bedien ek heelheid en bring ek heelheid na ander se lewens? Anders as dat dit van 'n plek kom van heelheid. Hoe bedien ek heelheid as ek self die binneste kind is? So, wanneer ons hierdie reeks aanpak, jammer vir die Engelse naam, ons filter, ons het maar net aangeneem dat mense baie maklik kan identifiseer met dit. Dis eintlik maar die feit dat ons 'n masker dra. Wil ek die volgende 4 weke jou toelaat om net lekker eerlik te kom wees met jouself en ons het nodig om dit te doen. Jesus sien hierdie einste ding raak in mense se lewens en hy vererg homself so 'n bietjie daarvoor. As hy met die fariseërs kom praat in die volgende konteks. Matteus 12 sê hy die volgende, hy sê, as julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrug is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n boom word 'n boom tog nie aan sy vrug geken nie. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed van goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed van slegte dinge in sy hart. Jesus is besig om iets aan te spreek wat hy sien, en wat hy sien is dat die beeld, die prentjie wat mense soms skep by ander van hulle self, strook glad nie met die waarheid en die werklikheid van wie hulle is nie. Dis sy spanning. Praat van die feit dat ons maskers dra, dat ons voorgee, dat ons iets probeer voorhou, wat dalk nie 100% die waarheid is, in terme van wie ek aan die binnekant is nie. En wanneer Jesus hierdie woord sleg gebruik, is dit nie net sonde nie, maar dit is ook wie ek besig is om te word, wie ek geword het nie. Die manier hoe ek dink, die manier hoe ek leef. I'm deceiving myself. Maar solank hulle kan 'n indruk kry van my wat positief is ek okay om te leef met hierdie leuen. En Jesus voel baie sterk hieroor. Dis hoekom hy, jy weet, in die Engelse vertaling gebruik hy die woord, hy sê vir hulle, you vipers. Jy weet, hy voel verskriklik sterk hieroor, want Jesus het nooit voorgegee om ander se aanvaarding te wen nie. Hy het nooit sy identiteit in iets anders gevind nie. Hy het nooit daai druk beleef nie. Hy was volkome homself. Hy het geleef in hierdie uitspraak oor sy lewe nog voor sy publieke bediening begin het. En dit is dat hy die geliefde seun van God is. He was secure in himself. Dit is wat sy bediening in sy lewe op aarde gerig het. En soms gebeur dit dat ons as mense iets anders word. Ons word gevorm in iets anders as gevolg van
'n klomp goed. As jy gaan kyk na die konteks van hierdie skrifgedeelte, die Fariseërs, hulle was maar net 'n spesifieke sekte, groepering, binne die groter raamwerk van die godsdienstige leiers in daai tyd. Hulle was blootgestel aan verwagtinge, mag, politiek, dat die mense hulle op 'n sekere manier moes sien. Ek meen, hierdie ouens het in die publiek rondgeloop, dat almal moes sien dat hulle besig is om te aanbid en te bid. Hulle was ook verantwoordelik geweest vir verlering in daai tyd. En aan die agterkant was hulle nie wat die mense gedink en gesien het nie. En dit is van hierdie plek dat Jesus hulle so sterk aanspreek. My vraag vir jou vanoggend is, in die konteks van jou wêreld, is daar 'n kans dat jou familie, jou omstandighede, jou werk, jou wat ook stukkie vir stukkie besig was om jou te vorm in iets wat nie strook met die uitspraak van God oor jou lewe, jy wat in Christus is nie. Kan ons in hierdie tyd net soos Dawid maak, waar ons vir die Here kom sê, Here, kom breek hier binne oop en kom wys vir my, kom help my. As ek dit dan nie sien nie, kom help my sien. Kom help my ontdek. Kom help my onthou. Want baie van die goed weet ons, maar ons kies om dit te vergeet. Hallo? Dit maak seer, dit laat ons soos 'n mislukking voel, vir wat ook al rede. Wie het jy geword? En voor ek die vraag vir jou vra, is dit 'n vraag wat ek vir myself gevra het in my voorbereidingstyd. Kyk, alles wat ek met julle deel ek eers met myself. Ek sê nooit iets vir julle as ek dit nie eers met myself deurgewerk het nie. Wat sê ons, wie het ek en jy geword? So, dink gou vir 'n oomblik. Ek is seker van julle het al hier aan gedink, dink gou vir 'n oomblik net weer saam met my. Sê vir argumente onthaalwe, jy is gebore en het groot geword op 'n ander plek op hierdie planeet. Kiba, klein chonkie, Korea, Kenia, Kempton Park. En soos jy groot geword het, was jy blootgestel aan 'n sekere omgewing, kultuur, iets wat uniek is aan daai omgewing. Ek meen, dink nou, as ek en jy die môre tot die aand moes rys eet, nê. Manne, die Here is goed vir ons hier in Suid-Afrika. Die Arabiere loop van oggend tot aand in rokke rond. Ek en jy is bevoorreg, ons hoef nie. Ek wil sien hoe lyk sous in 'n rok. Heinrich? Dink net, as jy op een van daai plekke groot geword het, wie sou jy geword het? Wie sou jy gewees het? Maar Suid-Afrika is ook 'n plek. Centurion is ook 'n plek. Waar ek en jy geplant is, daar is ons blootgestel aan 'n kultuur, aan 'n samelewing, aan prestasie, aan verwagtinge. Dis dieselfde storie. Wie het ek en jy geword hier? Elkeen word iets. Die punt wat ek probeer maak, dit gaan nie oor wat ek eet of wat ek dra nie, dit gaan oor wat het hier binne gebeur die laaste 20, 40, 70 jaar van jou lewe. Wie het jy geword? Elkeen van ons is blootgestel aan omstandighede. Goed het met ons gebeur. Ons staan in 'n bepaalde familie. Ons is blootgestel aan sekere omstandighede en trauma en die lewe wat met my gebeur. Jou werksopset is 'n baie unieke omgewing met spesifieke tipe van mense daar en die pad wat jy saam met hulle stap, stukkie vir stukkie het gemaak dat hulle aan jou skaaf
yster slyp yster in. Wat is die kans dat ek iets anders geword het as wat God oor my sê en wie ek in Jesus Christus is, my nuwe identiteit? Is daar 'n kans? Het ons nodig om eerlik te wees met onsself en die maskers net af te haal vir 'n oomblik? Of is ek okay om net te gaan in hierdie hoofstroom van 2026 in die moderne era, en dit's okay. Maak ons ooit oomblikke en ritmes in ons lewens waar ons sê, maar as ek die woord lees en ek werk so 'n bietjie deur die woord, dis nie wat ek sien nie. As ek dit vergelyk met die wêreld vandag en ek wat in die wêreld is en wat ek word, it is not the same. It is not normal. Neem ons bietjie daai time-outs en ons maak moeite met hierdie goed. Waarteen vergelyk ons onsself? Wat sal in die haal ruk ons uit? Wat is ons barometer? Is dit the Joneses? Jy weet, omdat al daai ouens in die kerk alright is en hulle is in daai rigting op pad, is ek ook op pad en daai. Waarteen meet ek en jy? As dit nie ons ware identiteit is nie. Ek sal nooit heel wees as ek leef in ooreenstemming met dit wat die wêreld my ingevorm het nie. Ek sal net heel wees wanneer ek leef in lyn met my ware identiteit. Ek kan nie bly weghardloop van wie ek in Christus is nie. Ons almal glo, ek glo in God. My vraag vir jou vandag is, glo jy dat jy geliefd is? Glo jy regtig dat jy geliefd is? Veral in hierdie wêreld van prestasie. Waarin vind ons identiteit? Is dit nie die feit dat jy prokureur is? Is dit nie die feit dat jy mamma is? Is dit in die feit dat jy 'n suksesvolle sportman of vrou is? Waar aankoppel jy jou naam? Of koppel jy dit aan die feit eerstens en primêr dat jy 'n kind van God is? Ek meen, as dit kom by ons families, daar's verwagtinge in terme van ek wat 'n lewensmaat is, jy weet, man of vrou. Daar's verwagtinge in terme van ouerskap met my kinders. Daar's verwagtinge in terme by, jy weet, by die werk, prestasie. Daar's verwagtinge in terme van voorsiening. Ek moet seker maak daar's genoeg finansiële sekuriteit en stabiliteit, jy weet, in ons gesin en eendag as ons aftree en wat ook al. Daar's oral, maak nie saak waar ek en jy heen draai nie, daar bly expectations, daar's verwagtinge van ons. En baie keer is ons bereid om prys te gee op wat ons hier binne in glo is wie ek is, sodat ek net aan daai verwagtinge kan voldoen. En stukkie vir stukkie is ek besig om gevorm te raak. Net soos die fariseërs, maar jy sien dit is baie maklik vir my en jou om vingers te wys vir die fariseërs en te sê, julle is 'n klomp vipers, julle is slange. Dalk is ek die grootste slang hier vanoggend. Wie het ek en jy geword? En hoekom ek teruggaan na die vraag, voel jy glo in God, maar glo jy ook dat jy geliefd is? Want wanneer jy glo dat jy geliefd is, moet dit dinge verander. Ek het gesukkel met hierdie, ek sukkel nog steeds so 'n bietjie met dit. En ek werk baie hard daaraan. En dis hoekom hierdie woord en my voorbereiding van dit soveel vir my persoonlik beteken. Ek kan nie in die aand gaan lê as ek nie al julle WhatsApps gelees het en julle e-mails en dit beantwoord het nie. Jy sal sien, tensy jy vir my 12 ure 'n boodskap stuur. As jy vir my boodskap stuur, is daai selfde dag beantwoord. Ek het hierdie
hierdie ding wat my dring, omdat ek so taakgeoriënteerd is, en so uitkomste gedrewe is, dat goed moet gebeur, dat ek hierdie vrees het om mense te leer te stel, oor die algemeen. Ek moet net presteer, I have to deliver. Ek kan nie die aand gaan lê, en wonder, en jy weet in die slaap raak met die spanning, maar dalk dink Gerard, hy het vir my 'n boodskap gestuur, en die feit dat ek hom nie antwoord nie, dat ek hom ignoreer, of dat hy nie vir my belangrik is nie. Ek kan nie leef met die spanning nie. Maar dit is nie net in daai area van my lewe nie. Dit was ook in elke area van my lewe gewees, waar ek gevoel het, jy weet, of dit nou my sport is, of dit, jy weet, ek moet nie net trou nie, ek moet met my juffrou Rustenburg trou. Ek moet nie net 1 komrits doen nie, ek moet 15 doen. Ek moet nie net die doen nie, ek moet, dit is daai ding wat my dryf. Wanneer jy verstaan, jy hoef nie die guns van mense te wen nie, maar jy het reeds die guns van God oor jou lewe. Hy sê jy is sy geliefde kind, dan verander die manier hoe jy leef. Jy kan toelaat dat die wêreld jou in iets anders verander, dat die druk van ons tyd jou in iets anders verander. Jesus het nooit druk beleef nie. Hy het verskriklik baie omstandighede en storms beleef. Sy lewe was die heeltyd in bedreiging gewees, en vervolging was die waarheid van die dag. Dit was sy prentjie. Hy het 'n klomp plekke gehad wat moontlik 'n spanning op sy lewe, but he rested in the statement of his Father. Hy is geliefd. En daarom het hy nooit sy identiteit in ander plekke gaan kry nie. Hy het nooit probeer presteer vir sy ouens, hoor gehou. Hierdie ding is verskriklik belangrik. Die krag van liefde en aanvaarding is altyd groter as die krag van beloning. Dis hoekom Paulus sê, dit is die liefde van Christus wat my dring. Dis hoekom hy doen wat hy doen. Dis nie om mense se aanvaarding te wen nie. Dis nie om die grootste kerk op die planeet te bou nie. Dis nie om elke ou tot bekering te bring nie. Dis die liefde wat hy ontvang het, wat hom dring en laat leef. Hy leef in ooreenstemming met sy ware identiteit. Waar is ek en jy? Wie het ek en jy geword? Dans ons maar net volgens die pype van die samelewing. Wat laat jou wakker lê in die aand? Is dat jy nog nie daai verslag op jou baas se tafel gesit het nie? Of is dit omdat jy voel, jy leef nie waarvoor God jou geroep het nie? Wat is die hoogste prioriteit in my en jou lewe? En dis hoekom hierdie vir my so belangrik is dat ons bietjie tyd spandeer het aan die vraag, glo jy regtig vandag, vanuit 'n plek van oortuiging, dat God jou liefhet soos hy sy seun liefhet? Want hy selfde uitspraak wat gemaak is oor Jesus se lewe, voordat hy in die wildernis ingelei is deur die Gees, sê hy in Johannes 17 is ook gemaak oor jou lewe. Anders sou hy nie gesê het, Vader, dat hulle sal besef, net soos jy my lief het, net so het jy hulle lief. Het verander alles. Nog voor Jesus presteer het, nog voor hy enigiets vermag het, nog voor hy enigiets gedoen het die Vader gesê, jy is my geliefde. Wat as dit omgeruil was? Ouens, ons het dan moeilikheid gehad. Wat as daai stelling later gekom het? Eers toe Jesus gekruisig was, die Vader dan vir hom gesê het, jy is my geliefde seun. Dan het ons probleme gehad. Dan het ek en jy tuis gevoel in hierdie samelewing, in hierdie wêreld, in hierdie centurion, waar ook al jy is, dat as ons nie presteer nie, is ons niks. Maar dit is nie die waarheid nie. Nog voor Jesus iets vermag het die Vader sy liefde kom kommunikeer. En as ek en jy dit net kan regkry, om te sien, dit is ook waar oor my en jou lewe, gaan die goeders wat ons aandag en ons tyd en ons energie en ons geld en ons alles vat, gaan dalk sy krag verloor in ons lewe. Ons gaan dalk seker van ons maskers kan weggooi. Ons gaan dalk net kan rus in die feit dat ek geliefd is.
Ek hoef nie die beste ma te wees nie. Ek hoef nie die CEO te wees nie. Ek hoef nie die meeste goed te hê nie. Ek hoef nie gewild te wees nie. Ek dink die hele probleem in ons tyd is, ons identifiseer baie makliker met ons ou ek as die nuwe ek. Dis hoekom, een van die belangrikste flieks wat jy kan kyk, en ek weet, jy gaan nou jou ouderdom verklap, as jy nie reageer nie, dan weet ek, jy is nie so oud soos ek nie. The Karate Kid, Mr. Miyagi, wax on, wax off, ja? Dis wat Paulus hier sê. Put on, put off. Put on, put off. Hou dan op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Breek met die ou, die sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe dan as 'n nuwe mens wat as die beeld van God geskape is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Die ou mens is nie net 'n verwysing na sonde nie. Die ou mens is ook 'n verwysing na die manier hoe ons dink. Die goed wat ons beskerm hier in die binnekant waar niemand kan sien nie. Sodat ek tog net kan oorkom as ek het alles onder beheer. Ek is okay, ek is nie so sleg nie. Jy weet, ek is seker in myself. Want daai goed is ook nie van God nie. Wat ons dink, ons moet doen om aanvaar te word. Wat ons dink, ons moet besit om veilig te voel. Wat ons dink, ons moet bereik om gesien te word. Is dit van die Here af? Of leef ek vanuit 'n plek waar ek glo met my hele hart dat ek geliefd is? Wie van julle ken daai program se reeks op TV van Will Smith, Pole to Pole? Een van julle het al gekyk? Waar hy by die weird plekke in die wêreld gaan en hy ontdek. Ek sien onlangs 'n episode waar 'n man wat al die Grammys gewen het, een van die gewildste akteurs is in die wêreld. Alles bereik het, die hoogste hoog. Finansiële sekuriteit, meer as wat hy op hierdie planeet kan spandeer. Aansien het, sukses het. Rolmodel is vir so baie. En waar hy op daai program iets van die serie binne kom verklap, wanneer hy in trane uitbreek. Ouens, dis maklik om maskers te dra. Dis maklik om voor te gee, dit laat ons veilig voel. Daar's 3 valse identiteite wat ek vandag onder jou aandag wil bring soos ek afsluit. 3 valse identiteite is: ek is wat ek vermag of doen, dis prestasie. Ek is wat ek het, materialisme, besittings. Ek is wat ander van my dink, gewildheid. Behoefte om aanvaar te word deur almal. En nie net word elkeen van ons op hierdie gebied, in hierdie era, in hierdie wêreld, in hierdie spasie wat ons bly, versoek nie. Maar Jesus was op al 3 daai areas in die woestyn ook versoek. En hy het nie een oomblik sy knie gebuig voor Satan of 'n valse identiteit nie. Want hy het geleef vanuit hierdie verstaan, dis wat die Vader oor my sê en hoe hy oor my voel. En soos ek afsluit vandag, wil ek jy moet regtig saam met my diep dink oor die volgende. Jy kan 'n leeftyd werk aan 'n valse identiteit of in 'n oomblik jou ware identiteit ontdek. Ouens, die Bybel sê 70 jaar is geseënde jare. Party sien dit nie, party voel net of hulle nooit wil huis toe gaan nie. Ek hoor vandag toe ek hier inloop, Willem, dit is my gesê. Willem Roos. Julle vier nou, julle pa is 100ste verjaarsdag, 101 jaar oud.
Ja. Wanneer is dit? Môre, 101 jaar oud. Party ouens wil net nie huis toe gaan nie. Joke nie. Ons weet nie hoe lank ons hier gaan wees nie. Is ek en jy bereid om 'n leeftyd te spandeer om almal te please en in 'n rigting te werk en te swoeg en te sweet en ons moet presteer en ons moet oorleef en ons moet al hierdie druk, is ons bereid om 'n leeftyd prys te gee om te dans volgens ander se pype. En ons identiteite te kom vind in ander goeters, want in daai proses word ek iets wie ek nie is nie. Hy het klaar vir my gesê wie ek is. En dis net wanneer ek leef in terme van my ware identiteit in Jesus Christus, dat ek die maskers kan laat gaan. Dat mense my kan sien soos ek werklik is. Wat ek heling gesond is hier binne, waar ek rus, selfs in die storm. En waar ek ook iets kan beteken vir ander mense. Daar is saad wat die Vader in jou lewe geplant het. Dit is saad van die ware jy. Dit is saad wat ontkiem het en lewend geword het in Christus. Die saad was daar, maar hy was dormant. Want ek en jy is volgens Genesis 1 vers 26 in die beeld en in die gelykenis van God geskep. Dis die saad. Maar die oomblik toe Jesus Christus uitroep tetelestai, dit is volbring, toe ontkiem daai saad 'n nuwe lewe. Jy het daai saad in jou. Ons kan leef in lyn met dit, of ons kan soeg en sweet, ons identiteite in ander vals plekke gaan soek. You choose. Ek en jy moet kies. Hoe is dit moontlik dat ons so maklik kan draai na wat mense van ons sê en van ons dink? Laat ons net op 'n plek opeindig waar ons voel soos 'n mislukking, en terwyl ons voel soos 'n mislukking, glo ek en jy ook dat ek en jy deel in die oorwinning van Jesus Christus. Hoe is dit moontlik dat daai twee goed gelyktydig waar kan wees? Ek praat vandag met 'n vrou wat hier sit, wat so insecure is in haarself. Ek weet nie of dit 'n gebroke verhouding is, of dit 'n man is wat uitgeloop het op jou, of wat ook al nie, maar wat so insecure is in haarself. En jy voel soos 'n mislukking, maar die Vader sê vir jou, jy is 'n oorwinnaar. Ek vertrou dat in die volgende 4 weke jy jou hart gaan oopmaak. En dat sy woord gaan triomfeer as die ultimate waarheid in jou lewe. Jy gaan doodgaan met daai leuen. You better work with it. Hoe kan dit wees dat ek 'n beter weergawe van myself begeer? Maar die Vader kom spreek sy tevredenheid oor my lewe uit. Hoe is dit moontlik? Wat help het ek wen die guns van mense, maar ek mis wat God oor my sê? Kan ek jou vra om saam met my op te staan vanoggend? Kan ek julle almal vra om net julle oë te sluit? Kom ons vat net hierdie moment. Kom ons, let's be in the moment. Let's embrace this moment. Sluit jou oë vir my asseblief. Beleef jy druk in jou lewe om te presteer? Ek vra jou vanoggend, laat dit gaan. Want Jesus Christus het namens jou presteer. Is daar 'n kans dat jy jouself meet teen ander? Ek sê vir jou, laat dit gaan vanoggend. Want as die Vader meer van hulle wou gehad het, het hy jou gelos en eerder meer van hulle gemaak. Leef jy met vrees dat jy nie ander sal teleurstel nie, elke dag van jou lewe? Ek sê vanoggend vir jou, laat dit gaan, in hierdie oomblik, laat dit gaan. In Christus het jy reeds God se guns gewen. Vader, ek kom vertrou U vandag
kettinge om te breek, vir eerlikheid om te triomfeer, vir die waarheid om, en u hart om stukkie vir stukkie te kom gesond maak en te kom genees. Mag mense, dalk vir die eerste keer in so lang tyd, net kom rus in die wete dat hulle geliefd is. Dat daai liefde so sterk is, nie gebaseer op wie hulle is nie, maar gebaseer op wie hulle in Christus is. Dat u niks teruggehou het nie, maar alles gegee het. Dat ons net sal begryp hoe sterk u liefde vir ons lewens is. Ek kom bid, Here, in hierdie volgende paar weke, dat u regtig met ons lewens sal kom werk, en mag jarelange hou vas, wat leuns of die vyand op ons lewens het, in 'n oomblik gebreek word, in die naam bo alle naam